Gemeente, staan asseblief vir die toetrede lied en tot na die lofsang waarna jy weer kan sit. Ons toetrede lied vanoggend is gesang 334 verse 1, 2 en 4. Ek kyk op na die berge. Waar sal daar vir my hulp vandaan kom? My hulp kom van die God wat hemel en aarde geskape het en wat trou bly tot in ewigheid. Broeders en susters, genade en vrede word u ryklik geskenk van God ons Vader, deur Jesus Christus ons Here, en dit word vermenigvuldig deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Ons losslang vanoggend is lied 277 verse 1, 2 en 3.
Jy, volk in Sion, jy wat in Jerusalem woon, jy hoef nie meer te huil nie. Die Here sal jou genadig wees, as jy na hom roep om hulp. Hy sal jou gebed verhoor, sodra hy dit hoor. Die Here het jou honger en dors laat ly, maar hy wou jou leer. En hy sal hom nou nie meer afsydig van jou hou nie. Jy sal self sien, dat hy die een is wat jou leer. Naamlik, wanneer jy die regte koers verlaat, sal jy agter jou 'n stem hoor sê, hier is die pad, loop hier langs. Dan sal jy besef, dat jou afgode, jou beelde wat jy met silwer en goud oorgetrek het, onrein goed is. En jy sal hulle weggooi, soos 'n mens 'n smerige lap weggooi. Jy sal sê, weg met hulle. Dan sal die Here reën gee op die saad wat jy in die land gesaai het, en sal jou grond kos vir jou lewer, wat ryk en voedsaam sal wees. Jou kleinvee sal wy in uitgestrekte grasveld. Die beeste en die donkies waarmee jy die grond bewerk, sal kragvoer kry om te vreet, wat met graaf en gaffel gemeng is. Die dag, wanneer die vyand by die 1000 sal sneuwel, en wanneer die torings omval, sal daar op elke hoë berg, elke hoë heuwel, spruite vol water vir jou wees. Die dag, wanneer die Here die wonde van sy volk verbind, en die seerplekke genees waar hy hulle geslaan het, die dag, sal die maan so helder skyn as die son, en die son 7 maal so helder as die lig van 7 dae sal. Kom Jerusalem, laat skyn jou lig. Vir jou het die lig gekom. Die magtige teenwoordigheid van die Here het vir jou lig gebring. Daar is donkerte oor die aarde, duisternis oor die nasies, maar oor jou gee die Here lig. Oor jou verskyn sy magtige teenwoordigheid. Nasies kom na jou lig toe, en konings na die glans van die nuwe dag, wat vir jou aangebreek het. Bedags sal dit nie die son wees, wat vir jou lig gee nie. En snags sal dit nie die maan wees, wat oor jou skyn nie. Die Here sal vir jou 'n ewige lig wees,
en jy sal roem in jou God. Jou son en jou maan is die Here. Hy gaan nie onder nie en word nie dof nie. Die Here sal vir jou 'n ewige lig wees. Jou dae van smart is verby. Tot sover.
sê die engel vir hulle: Moenie bang wees nie, want kyk, ek bring vir julle 'n goeie tyding van groot blydskap wat vir die hele volk bestem is. Vandag is daar vir julle in die stad van Dawid die verlosser gebore, Christus die Here. En dit is vir julle die teken. Julle sal 'n kindjie vind wat in doeke toegedraai is en in 'n krib lê. Skielik was daar saam met die engel 'n menigte engele uit die hemel wat God prys en sê: Eer aan God in die hoogste hemel en vrede op aarde vir die mense in wie hy 'n welbehae het. Die teks vir ons prediking kom uit die profeteboek Maleagi. Maleagi hoofstuk 3 vanaf vers 14 tot en met hoofstuk 4 vers 2.
Julle het gesê, dit is nutteloos om God te dien. Watter nut het dit dat ons sy bevel uitgevoer het en in rouklere rondgeloop het voor hom, die Here, die Almagtige? Dit lyk vir ons of die wat teen hom in opstand is, die gelukkiges is, en of die wat verkeerd doen, vooruitgaan. Hulle daag God uit en kom vry. Toe het die mense wat eerbied vir die Here het, onder mekaar geredeneer. En die Here het dit gehoor en daarop ag geslaan. Daar is 'n gedenkboek voor hom geskryf met die name van die wat eerbied vir die Here het en waarde heg aan sy naam. Hulle sal my 'n kosbare besitting wees, die dag as ek ingryp, sê die Here, die Almagtige. Ek sal goed wees vir hulle, soos iemand goed is vir sy seun, wat vir hom werk. Dan sal julle weer die verskil sien, tussen wie goed doen en wie goddeloos is, tussen wie my dien en wie my nie dien nie. Die dag kom en hy brand soos 'n oond. Die wat teen God in opstand is, almal wat verkeerd doen, sal die kaf wees, en hulle sal verbrand word deur die dag wat kom, sê die Here, die Almagtige. Daar sal van hulle nie 'n wortel, nie 'n tak oorbly nie. Maar vir julle wat eerbied het vir my naam, sal die son van redding skyn, met genesing in sy strale. Julle sal vry word en bokspring, soos vetgemaakte kalwers. Tot sover ons skriflesing. En gelukkig is elke mens wat die woord van die Here hoor en dit ook in sy of haar hart bewaar. As dit met 'n mens goed gaan, dan sing jy lofliedere. Wat sing 'n mens dan as dit met jou sleg gaan? Dan gaan jy voort om uit hart uit lofsange te bly sing. Hier in ons skrifgedeelte is Israel met God deur sy profeet in gesprek. En wat doen hierdie volk terwyl hulle met God praat? Hulle verwyd God. Hulle sê vir God, hulle loop die goeie pad. Ons sal nou nie te diep vandag daarop ingaan nie. Hulle loop die goeie pad.
en hulle probeer doen wat reg is. As hulle moet vas, dan vas hulle en hulle loop in rouklere rond. Maar dit bly met hulle sleg gaan. En kyk hulle na ander mense wat God eintlik uittart met hulle lewe. Dit lyk of hulle die gelukkiges is. Dit lyk asof dit met hulle goed gaan. En nou vra Israel, Here, hoe het ons dit dan met U? Hoekom gaan dit met ons soos dit gaan? En mooi daaroor gedink, broeders en susters, ons ken eintlik so 'n deurmekaar wêreld waaroor die volk staan en kla. Want ons self leef in 'n deurmekaar wêreld. Op die oomblik reën dit goed, maar ons weet baie goed, daar kom droogtes ook, peste en elende. Ons kyk om ons rond en ons sien 'n morele verval. Ons beleef hoe sosiale ongeregtigheid nog van die dag van Israel af tot vandag toe nog steeds daar is. Ons kyk om ons en sedert die dae van Maleagi het niks verander nie. Die wêreld het blykbaar nie 'n beter plek geword nie. Ons sien hoe dat gelowige mense ly. En ons sien hoe dat goddelose mense floreer. En miskien sit ons vanoggend hier, platgeslaan deur die lewe, en is die verwyte in ons hart teenoor God maar baie vlak. Ons hoor wat Israel sê. En dan kom die antwoord. God gee opdrag. Daar's 'n gedenkboek voor God geskryf met die name van die wat eerbied vir die Here het en waarde heg aan sy naam. Vir hulle sal die son skyn met genesing en redding in sy strale, hulle sal vry word. Dink mooi, as dit met jou sleg gaan, en iemand kom sê vir jou, hou net goeie moed, dit sal beter gaan. Troos dit jou? Nee, dit troos jou nie. Jy sê maar dankie vir die mooi woorde, maar dit troos jou nie. Hier kla Israel, dit gaan met hulle sleg. En weer gesê, vergeet maar die verlede. Dit gaan met hulle sleg. Wat gebeur in hierdie gesprek tussen hulle en die profeet en God? Daar word woorde gesê. God sê, kry 'n boek en skryf almal se name in die boek wat eerbied vir my naam het. Papier is geduldig, sal ons sê. Daar word 'n belofte gemaak dat die son weer vir hulle sal skyn met genesing in sy strale. Beloftes.
En dan onwillekeurig dink 'n mens aan die geloofsvader Abraham. Hy moes ook maar van 'n belofte leef, van 'n groot nageslag en 'n groot land wat hy nooit gesien het nie. En dan stap ons oor na die Nuwe Testament toe. En ons hoor Jesus Christus ook praat met die mense wat op sy pad kom. Praat oor dinge wat ons ook elke dag raak, ten diepste. Jesus sê vir die mense, ons moenie ons oor die dag van môre bekommer nie. Die feite van die saak is, nie een van ons wat hier sit, is nie op 'n manier nou al besig om ons te bekommer oor môre, die week, die maand wat voorlê. Jesus sê, 'n mens moenie self raak neem nie. Maar werklik waar, daar kom situasies in ons lewens. Jesus sê dat ons nie te veel vreugde moet hê oor die voorspoed in hierdie wêreld nie. Nou waaroor moet 'n mens dan vreugde hê? En ons moet ook ons nie te veel laat ontstel deur die teëspoed van hierdie lewe nie. Dit klink so bo menslik. Maar dan het hy nog iets gesê. Hy het gesê, wanneer 'n klein mossietjie op die grond val, wat skaars 2 sent werd is, dan is God daar. Nou is ons aan die begin van Kersfees. En vanoggend kyk ons deur die bril van Kersfees na Maleagi. God het 'n boek laat opskryf. God het 'n belofte gemaak. Die oomblik wanneer God praat, dan geld sy woord daar en dan. En geld sy woord tot in die verre verlede, maar ook tot in die verre toekoms. Wanneer God opdrag gee, soos die gedenkboek, wanneer God 'n belofte maak, dan staan dit klaar vas asof dit klaar gebeur het. Want God het so gesê. Ons kon vandag sê, met die geboorte van Jesus Christus, het God se woord waar geword en dit is so. Sou ons kon sê, as ware het God daardie gedenkboek in sy eie sorg gehou en met die geboorte van sy seun het hy daardie gedenkboek oopgemaak. Het hy die son laat begin skyn wat genesing vir sy kinders inhou. Maar dis nie die punt nie. Die punt is, God het dit gesê. Dan staan dit
vas. En toe Jesus Christus begin praat het, die Seun van God, self God, staan dit vas, vir vandag, vir die verlede en in die verre toekoms. Ons begin as ware vandag met Kersfees. En die vraag is, wat beteken Kersfees vir ons? Doen dit iets vir ons? Dit doen niks vir ons nie. Van Kersfees af, volgens die kerklike kalender, gaan ons sy lyding en sterwe herdenk. Goeie Vrydag, Paasondag, sy opstanding. Doen die gebruik van om dit te vier vir ons iets? Niks nie. En dan kom ons later by Pinkster, die uitstorting van die Heilige Gees. Doen die gebruik om dit te herdenk vir ons iets? Niks nie. Wat doen dan vir ons iets? Die woord van God alleen. As hy 'n belofte gemaak het, is dit asof dit klaar gebeur het. Ons kan maar net in die Bybel gaan kyk en sien, ja, dit is so, maar dis van minder belang. Die feit is, as God gepraat het, dan is dit asof dit klaar gebeur het. Hoekom vier ons Kersfees dan? Goeie Vrydag, Paasondag, Pinkster, as dit niks in op sigself is nie. Want God gebruik dit. God die Heilige Gees gebruik dit om telkens ons dit aan die hart te bring. Wanneer God praat, het alles klaar gebeur. En nou moet ons gaan dink oor Jesus se woorde. Moenie jou oor die dag van môre bekommer nie. Nou beteken dit iets anders. Ja, ons bekommer oor die dag van môre. Dit is deel van ons lewe. Maar Christus, die Seun van God, het klaar gepraat. En daarom hoef ons nie oor môre ons koppe te breek nie. Die heil wat kom met die laaste dag, het reeds begin aanbreek met sy geboorte. Want God het gepraat. Want oor hierdie kind wat gebore is, het God gesê, dis my geliefde seun. God het klaar gepraat. Ons heil lê nie in dit wat ons doen nie. Ook nie die lofliedere wat ons vandag sing nie. Maar God die Heilige Gees gebruik dit om ons aan die hart te bring dat ons aan hierdie verlosser behoort wat gebore is.
En daarom is ons bede dat God tog sal gee, dat ons lofliedere ook in Kerstyd, dat dit nie sal vervaag nie. Want dit is wat die Heilige Gees gebruik om ons mense op ons pad te bly herinner. God het gepraat. Amen.
Gemeente bly sit, lewe van dankbaarheid. Romeine 12 vers 1 tot 10. En nou doen ek 'n beroep op julle broers en susters, op grond van die groot ontferming van God. Gee julle self aan God se ewige en heilige offers, wat vir hom aanneemlik is. Dit is die wesenlike van die godsdiens wat julle moet beoefen. Julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Dan sal julle ook kan onderskei wat die wil van God is, wat vir hom goed en aanneemlik en volmaak is. Moenie van julleself meer dink as wat julle behoort te dink nie. Nee, lê julle lewe daarop toe om beskeie te wees in die ooreenstemming met die maat van die groot geloof wat God aan elkeen toebedeel het. Ons het baie lede in een liggaam en die lede het nie almal dieselfde funksie nie. Net so is ons, al is ons baie in Christus een liggaam en almal afsonderlik lede van mekaar. Ons het die genadegawes wat van mekaar verskil volgens die genade wat God aan elkeen van ons gegee het. As dit die gawe van profesie is, laat ons dit gebruik in ooreenstemming met die profesie, in die geloof wat ons bely. As dit is om te dien, laat ons dien. As ons dit in onderrig gee, laat ons onderrig gee. As dit is om mense te bemoedig, laat ons hulle bemoedig. As ons gee, laat dit sonder bedoeling wees. As ons leiding gee, dan met toewyding. As ons ander help, dan met blymoedigheid. Die liefde moet opreg wees. Verafskuw wat sleg en hou aan wat goed is. Betoon hartlike, broederlike liefde teenoor mekaar. Bewys eerbied teenoor mekaar en wees mekaar daarom tot voorbeeld. Amen. Gemeente staan en bly staan tot aan die einde van die erediens. Yeah.
Kom ons bely ons geloof saam met die kerk van alle eeue. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en neergedaal het na die hel, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen.
ontvang die seën van die Here en gaan in vrede. Die liefde van God ons Vader, die genade in Jesus Christus ons Here, en die troostvolle gemeenskap van die Heilige Gees, bly met u elkeen. Amen.